Ons gaan kyk vanmôre na die huweliksverbond en ons kyk hoe die moderne huweliksseremonie die antieke verbondstappe volg. Die huwelik is nie maar bloot net 'n burgerlike kontrak nie, dit is Bybels gesproke 'n verbond. Maleagi 2 vers 14. En julle vra waarom? Omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond. Vandag volg die tradisionele trouseremonie nog steeds presies dieselfde antieke verbondstappe wat ons bespreek het. Die antieke verbondstappe teenoor die tradisionele trouseremonie, die sny van die diere, die bloedpad, onthou jy van die bloedpad wat ons van gepraat het in die eerste boodskap, waar ons tussen die diere deurloop, en dan tussen die diere staan om die verbondsbeloftes af te lê, en dan kyk ons na die trougang, die aisle, die bruid en die bruidegom stap in die middel van die kerk af, met die gaste wat weerskante sit, soos die gesnyde diere waardeur jy stap jy dan tussen die gaste deur, dit verteenwoordig die verbondsruimte, waar die partye tussen die gesnyde diere staan om die verbond te bevestig. Die uitruil van die klere, die wit trourok en die ringe, die bruid kry 'n nuwe status, sy word nou mevrou, sy is nie meer mejuffrou nie, die bruidegom verander sy status na getroude man, hy is nie meer 'n jong man nie, hy is nou getroude man, hoewel die klere nie meer fisies geruil word nie, verander hul kleredrag en hul voorkoms na formeel om hul nuwe gesamentlike identiteit te wys. Die vraag is, waarom dra die bruid 'n wit trourok? Wie kan my sê, waarom dra die bruid 'n wit trourok? Nee, 'n geliefdes, want alle huishoudelike toestelle kom in wit. Die uitruil van die wapens en die troubeloftes, die vows, die belofte om mekaar te ondersteun, te versorg in gesondheid, in siekte, in rykdom en armoede, tot die dood ons skei. In die middeleeue het die bruidegom, het hy dikwels sy swaard aan die familie getoon, of sy familiewapen aan die familie getoon, as symbool van sy beskerming teenoor die bruid. Hy sal haar beskerm met sy lewe. Ons kyk na die verbondsteken, die litteken, die trouringe. In die ou tyd het hulle die duime of die polse gesny, wat dan 'n litteken veroorsaak het, wat die teken van die verbond was. Maar vandag sny ons nie mekaar se duime nie, ons sny nie meer die polse nie, maar ons dra 'n goue ring aan die ringvinger. Dit is 'n permanente, sigbare uiterlik teken op die liggaam wat vir die wêreld wys, ek is in 'n verbond, ek staan nie alleen nie, ek is getroud. Wanneer jy na jou trouring kyk, dit bring ons by die woord onthou jou verbond, onthou jou troubelofte wat jy afgelê het. Die verbondsmaaltyd, die onthaal, na die seremonie gaan sit die bruidspaar en die gaste saam aan 'n maaltyd, waar kos en wyn gedeel word, om die nuwe eenheid en die vrede te vier. Ons twee families word nou een familie, ons het saamgesmeld as een familie. Die bruid neem die naam van die bruidegom. Die sny van die koek is die finale symbool van die maaltyd. Wanneer die troukoek geëet word, kan die paartjies elkeen 'n stukkie koek neem, die een vir die ander gee. Eet my vlees, ek eet jou vlees. Met die heildronk kan hulle die glase ruil, drink my lewensbloed, ek drink jou lewensbloed.
Dit dui vir ons ook op die nagmaal, waar die brood 'n tipe van die liggaam van Christus is, en die wyn 'n tipe van die bloed van Christus is wat ons drink. Wanneer twee mense vandag trou, dan voer hulle dikwels onbewustelik 1000 jare oue ritueel uit, wat herinner aan hoe God homself aan die mens verbind het deur 'n lewenslange, onbreekbare verbond. In die Bybelse en die antieke Oosterse kultuur was maagdelikheid voor die huwelik nie bloot maar net 'n morele etiese kode gewees nie, maar 'n wetlike vereiste vir die sluit van die huweliksverbond. Dit het direk ingeskakel by die eerste en die belangrikste stap van die verbondsproses, die storting van bloed om die ooreenkoms wetlik te bekragtig. Ons kyk na die presiese kulture, die wetlike en die Bybelse uiteensetting van hoe maagdelikheid op die huweliksnag gefunksioneer het. Die wetlike bekragtiging, die bloed op die huweliksbed. In die antieke tyd het die bruid en bruidegom die huweliks fisies voltrek in 'n spesiale voorbereide kamer bekend as die chupa, waar die sny van die verbond plaasgevind het. Net soos daar by die sluiting van 'n verbond diere gesny moes word, sodat bloed kon vloei, net so moes die huweliksverbond ook deur bloed gesny en bekragtig word. Dit is die fisiese bewys dat die bruid 'n maagd was. Die ontmaagding van die bruid op die huweliksnag het gelei tot die skering van die maagdevlies. Dit is die sny van die verbond wat bloed veroorsaak. Hierdie bloed was opgevang op die linne of die laken van die huweliksbed. In hierdie laken met die bloedvlekke was die amptelike fisiese getuienis van haar maagdelikheid. Dit was die wetlike bewys dat die verbond skoon, wettig en ongeskonde begin het. En hierdie linne moes bewaar word. Hierdie gebruik word vir ons beskryf in Deuteronomium 22. Indien 'n man sy bruid valslik beskuldig het dat sy nie 'n maagd was nie, wat destyds 'n baie groot skande en ook gronde vir 'n egskeiding was, moes die bruid se ouers die fisiese bewys lewer in Deuteronomium 22 vers 13. As 'n man 'n vrou neem en by haar ingaan en haar dan haat en haar slegte dinge nagee en 'n slegte gerig oor haar versprei en sê, hierdie vrou het ek geneem en toe ek naby haar kom, het ek die maagdom nie aan haar gevind nie. Dan moet die vader en die moeder van die dogter die bewys van die dogter se maagdom neem en na die oudstes van die stad by die poort uitbring. En die vader van die dogter moet aan die oudstes sê, ek het my dogter aan hierdie man as vrou gegee, maar hy het haar gehaat. En kyk, hy het haar slegte dinge nagegee deur te sê, ek het aan jou dogter die maagdom nie gevind nie, maar dit is die bewys van my dogter se maagdom. En hulle moet die kledingstuk voor die oudstes van die stad uitsprei. Dan moet die oudstes van die stad die man neem en hom tuigtig en hom 'n boete van 100 sikkel silwer oplê en dit aan die vader van die dogter gee, omdat hy 'n slegte gerig oor 'n jong meisie van Israel versprei het. Verder moet sy sy vrou wees en hy mag haar nie verstoot solank as hy lewe nie. Indien die bloedvlekke op die laken gewys kon word, is die man beboet vir die belastering van 'n maagd van Israel en hy mag nooit van haar skei nie.
Dit wys net hoe kragtig die simbool van daardie spesifieke bloed as wetlike beskerming vir die vrou gedien het. Nou die teendeel kon ook plaasvind, Deuteronomium 22 vers 20. Maar as hierdie woord waarheid is, die maagdom is aan die dogter nie gevind nie, dan moet hulle die dogter na die deur van die vader se huis uitbring, en die manne van haar stad moet haar stenig, dat sy sterwe, omdat sy 'n skandaad in Israel begaan het, deur in die huis van haar vader te hoereer. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. So dit was 'n baie ernstige saak in daardie tyd. Die vrou kon die doodstraf kry. Sy kon gestenig word. Nou wat indien 'n vrou vir 'n tweede keer trou, of dalk al 'n man verloof was en reeds 'n kind het? Geliefdes, dan vind die sny van die verbond simbolies plaas. Dan is dit 'n simboliese sny wat plaasvind. Ons gaan nou kyk na die teologiese betekenis, die geestelike maagdelikheid. Net soos al die ander fisiese simbole, gebruik die Nuwe Testament hierdie konsep om die verhouding tussen Christus, die bruidegom, en die kerk, die bruid, te verduidelik. Die bruid sonder vlek of rimpel. Efesiërs 5 vers 25. Manne, julle moet jul eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy het gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Nou skryf Paulus in 2 Korinte 11 vers 2, want ek het julle aan een man verloof, om julle as 'n rein maagd aan Christus voor te stel. So die kerk word ook as 'n rein maagd aan Christus voorgestel. As 'n rein maagd vir Christus bewaar by sy wederkoms. Die reiniging deur die bloed, waar die antieke bruid haar eie bloed moes gee om haar reinheid te bewys, werk die nuwe verbond werk net omgekeerd. Die kerk, die bruid, kan haarself nie rein nie. Die bruid kan nie uit haarself rein wees nie weens die sonde. Ons is met die sonde bevlek. Ons is nie as 'n reine maagd voor God nie. Maar die bruidegom, Jesus, het sy eie bloed aan die kruis gestort om sy bruid skoon te was. Sy bloed reinig ons van alle sonde. Is so die kerk geestelik as 'n rein maagd voor God kan staan. Openbaring 19 vers 7. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Met ander woorde, ons moet ons bruilofskleed aantrek. Ons moet bekleed word met rein en blink fyn linne. En waar vind ons dit? Paulus sê in vers 26, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Ons trek ons bruilofskleed, die rein en blink fyn linne, in die waterbad, die doopbad aan. In onsself
kan ons nooit met rein en fyn blink linne bekleed wees nie, maar Christus reinig ons in die waterbad en hy beklee ons daar in die waterbad met ons bruilofsklere. Van nature is ons lewens bevlek met die sondes en die ontrou van die wêreld. Maar die bloed van Christus reinig ons en maak ons vlekkeloos. So nou kyk ons na die groot geheim in Efesiërs 5, die huwelik en die kerk. In Efesiërs 5 skryf die apostel Paulus oor die huweliksverbond en hy haal Genesis 2 vers 24 aan, Efesiërs 5 vers 31. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Paulus onthul hier dat die huwelik nie bloot maar net 'n sosiale instelling is wat God vir die mense gegee het om nie alleen te wees nie. Heel van die begin af in die tuin van Eden was die huwelik ontwerp as 'n lewende profetiese prentjie van die nuwe verbond tussen Christus en sy kerk. So ons kyk daarna die verlaat van die vader se huis. Net so die man sy vader en moeder verlaat het om 'n nuwe gesin te begin, het Jesus sy hemelse Vader se huis verlaat en hy het sy heerlikheid prysgegee om na die aarde toe te kom om vir hom 'n bruid te kom uitsonder, om vir hom 'n bruid te kom soek. Filippense 2 vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Hy het sy vader se woning verlaat en hy het aarde toe gekom. Die sny van die liggaam, die slaap van Adam. Hoe is die eerste bruid Eva gemaak? Genesis 2 vers 21. Toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Nou kyk ons na die Engelse skrif. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. She shall be called woman, a womb man, a man with a womb, 'n man wat kan kinders baar. Die vrou is 'n mens wat kan kinders baar. God het Adam in 'n diep slaap laat val. Daarna het hy Adam se sy oopgemaak. 'n Ribbebeen is geneem en die vrou is daaruit gebou. Dit was die eerste sny van die verbond. Net so het Jesus in die slaap van die dood aan die kruis gegaan. Sy sy is met 'n spies oopgekloof en uit daardie bloed en water is sy kerk, sy bruid gebore. Johannes 19 vers 34. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En hierdie water is die geboortewater waaruit die kerk gebore is. Ons word een vlees deur die verbondstappe en die
fisiese voltrekking word die man en vrou wetlik en organies een vlees. Paulus sê dit is presies wat geestelik met die gelowige gebeur. Deur die nuwe verbond word ons een gees met die gees van Christus. 1 Korinte 6 vers 17. Maar wie die Here aanneem, is een gees met hom. Die aanneem van die name. Ons dra sy naam. Ons deel sy status. Sy rykdom is onsin en ons mislukkings is deur hom weggewas. Hy het ons gereinig. Hy het sy bloed gestort om sy bruid skoon te was. Openbaring 22 vers 4. En hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hul voorhoofde wees. Sy naam sal op hul voorhoofde wees. Openbaring 3 vers 12. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en met my nuwe naam. Die bruid van Christus neem sy naam aan. Ons het sy naam aangeneem, en hy sê, sy naam sal op ons voorhoofde geskryf wees. Jesaja 49 vers 16. En ek het jou in die handpalms gegrafeer. Jesus het ons name aan die kruis van Golgotha in sy handpalms gegrafeer. Hy neem ook ons name aan. Hy grafeer dit aan die kruis van Golgotha, in die palm van sy hand. En hy sê ook, niemand sal ons uit sy hand kan ruk nie. Prys die naam van die Here. Ons is vir ewig in hom gegrafeer. Ons is vir ewig deel van hom. Ons is vir ewig een met hom. Ons is een met die Here. Wat 'n wonderlike boodskap om te weet, die Here het ons aangeneem. Amen. Prys die naam van die Here.